Goeiedag en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. Vrees neem toe dat die reeds stotterende ekonomie 'n verdere lelike knou gaan kry as die grootste vakbond in Transnet met 'n staking begin. Die Verenigde Nasionale Transport Unie, UNTO, met sy meer as 20.000 werkers, kan die land se spoorweë en hawens tot stilstand ruk teen 'n koste van miljarde rand per dag. Die vakbond eis 'n verloonverhoging van 10%, terwyl Transnet 6% aanbied. Die staatsorganisasie beskuldig die vakbond daarvan dat hy met onrealistiese eise Transnet op sy knieë wil dwing. UNTO waarsku van ernstige gevolge indien sy eise van die tafel gevee word. Ons gas is die hoofsekretaris van UNTO, Kobus van Vieren. Kobus, baie dankie dat jy met ons gesels. Wat is die situasie nou in hierdie onderhandelings? Goeiemôre Freek en goeiemôre aan die kykers. Op hierdie stadium het ons 'n dispuut verklaar teen Transnet ten opsigte van die salarisverhogings. Daai dispuut het geëindig in 'n wat hulle noem 'n certificate of non-resolution. So ons kon nie 'n skikking bereik nie. Ons het intussen ook kommunikasie ontvang van die CCMA af, wat ons uitnooi om aan 'n seksie 150 fasiliteeringsproses deel te neem, wat dan beteken dat die CCMA die partye bymekaar sal bring en probeer om 'n skikking te bereik tussen die twee partye. Transnet het so laat soos gister aangedui dat hulle ook ten gunste is van so 'n proses. So op hierdie stadium wag ons vir 'n datum. Wat is die knellendste kwessie waaroor julle worstel? Kijk, soos julle weet, die grootste knelpunt op hierdie stadium is, en dit gaan weier as net salarisverhogings. Dit gaan oor die private sektor deelname binne in Transnet. En dan die reperkusies wat gewoonlik saam met privatisering saamgaan. Onder andere die herstrukturering en dan ook die verlies van werksgeleenthede. Soos ons weet, privaat sektor is baie gedrewe aan profit en as gevolg van dit is daar gewoonlik restructuring of herstrukturering en dit is duidelik gemaak dat daar wel herstrukturering gaan wees. So ons grootste vrees en ons members se grootste vrees op hierdie stadium is die verlies van werksgeleenthede wat ons ekonomie nie op hierdie stadium kan bekostig nie. Ons het 'n unemployment rate van oor die 40% en dit onder die jeug is oor die 60%. So ons grootste vrees is natuurlik die verlies van werksgeleenthede en natuurlik ons members het die afgelope paar jaar onder inflasie verhogings gekry en dit is tyd vir Transnet om op te maak vir al die verliese wat ons members oor die laaste paar jaar moes mee gedeel het. Ek meen, soos die Engelse sê, dis bread and butter issues vir ons members. Transnet sê weer, hulle kan dit eenvoudig nie bekostig nie. Glo julle dit? Ja, en as mens kyk na een van die ander state-owned enterprises soos Eskom. Eskom het teen 'n verlies van 55 biljoen rand gehardloop. En hulle het hulle werknemers 'n 7% verhoging gegee. Dis ook 'n state-owned enterprise, net soos Transnet. So Transnet word soos die stiefkind behandel, dink ek, van die regeringskant af. Waar Eskom biljoene, ek dink hulle het 416 biljoen rand bailouts gekry oor die laaste paar jaar. En Transnet het absoluut niks gekry nie. So die regering is besig om die narratief, en dit gaan al oor 'n paar jaar aan. Die narratief van Transnet kan nie as 'n SOE of 'n state-owned enterprise funksioneer nie, om hierdie narratief van privatisering te progress. Aan die ander kant kan ons as gewone burgers vra, neem jy ons in ag en is jy patrioties teenoor die land met jou eise? Kijk, ons members mandate ons om 'n sekere verhoging te probeer bereik. Op hierdie stadium
is dit wat ons members ons 'n mandaat voorgegee het, redelik ver van dit wat Transnet op die tafel gesit het. Ons bly oop daarvoor om 'n ooreenkoms te bereik. Ons wil 'n ooreenkoms bereik, maar ons kan nie 'n ooreenkoms bereik teen die nommers wat Transnet op hierdie stadium aanbied. Ons verstaan die belangrikheid van stabiliteit binne in Transnet. So gedurende hierdie gesprekke, wat natuurlik in kamera is, het ons verskeie proposals, voorstelle gemaak om 'n settlement of 'n ooreenkoms te bereik. Ongelukkig is hierdie voorstelle nie ernstig oorweeg nie. Van hierdie voorstelle, byvoorbeeld, vreek stel, sluit in die feit dat ons tot 'n langer term ooreenkoms sal oorweeg. Met ander woorde, hoe meer stabiliteit en hoe langer stabiliteit jy binne in Transnet het, hoe groter is die kans om die entiteit om te draai en om al die projekte te implementeer, die equipment te kry of die toerusting te kry wat nodig is, wat ons weet is oor die laaste 10 jaar hopeloos te min geld geïnvesteer. En dit gee ons die tyd om al die equipment reg te kry, sodat ons die produktiwiteit kan verhoog, sodat ons natuurlik die revenue en inkomste kan verhoog. So dit is een van die voorstelle wat ons gemaak het, en ons hoop nog steeds Transnet oorweeg onder andere hierdie voorstel en van ons ander ernstig, en ons hoop gedurende die seksie 51 proses sal dit ernstig oorweeg word. Want dit is in die belang van die ekonomie en dit is in die belang van Transnet om stabiliteit te verseker vir so lank as moontlik, sodat ons die entiteit kan omdraai. Maar dink jy dis moontlik om 'n skikking te bereik en nie te staak nie? Ons bly positief. Ons bly positief. Ons, soos ek gesê het, van ons proposisies het tot oplossings gegee wat teen 'n minimale koste ten opsigte van die salarisrekening daai stabiliteit sal verseker. So ons bly positief daaroor. Maar ons sal sien hoe vorder die section 150 proses. Nou as jy gaan staak, wat is julle berekeninge oor die koste daarvan vir die land? Wel, in 2022 gedurende die industriële aksie wat ons onderneem het dit die land omtrent 8 biljoen rand per dag gekos aan die ekonomie. Wel, dit is 8 miljard rand wat gaan verdwyn en wat nie beskikbaar gaan wees om julle salarisse aan te vul nie. Absoluut, en dis wat ons nie verstaan nie. Ek meen, een dag se industriële aksie kos die land 8 biljoen rand. En teen 'n baie minder bedrag kan daar 'n settlement bereik word. En dit kan die ekonomie verseker dat dit nie daai detrimental of negatiewe effek op die ekonomie gaan hê. So die wiskunde maak nie die vir ons sin nie. Teen 'n koste van 8 biljoen rand per dag versus 'n paar miljoen rand of 100 of 200 miljoen rand ekstra per jaar. Dit maak net geen sin dat ons sal so hardkoppig is nie. Wat is julle model om 'n skikking te kry? Ek kan ongelukkig nie nommers noem nie, want dit is soos hulle sê, dit is 'n sub judice matter, so ons het 'n minimum mandaat wat ons gekry het by ons members, en hopelik gedurende die section 150 proses kan ons daai skikking bereik. Ons hoop en ons bly positief. Ons weet die ekonomie kan dit nie bekostig nie, maar onthou ons members het elke dag die challenges ten opsigte van hoe bekostig ek my vervoer, hoe bekostig ek die VAT increase, hoe bekostig ek die elektrisiteitsverhoging, hoe bekostig ek die verhoging op die food basket barometer. So vir ons members is dit dis bread and butter issues. Ons het nou vir jare onder inflasie verhogings gekry, en
Ons members kan nie, hulle word al hoe armer en armer. So en onthou, al is die verhoging net 'n CPI based, dan beteken dit jy kan net koop wat jy laas jaar gekoop het. So dit is 'n moeilike situasie en daar moet 'n balans bereik word tussen wat belangrik is vir ons members en vir die werkers van Transnet en vir die ekonomie. Wat is jou gevoel oor die vertroue wat daar bestaan tussen julle en Transnet? Ongelukkig is daar 'n geweldige trust deficit, soos wat hulle sê. So die vertroue tussen die Unie en Transnet het geweldig baie werk nodig. En wat ons net nog meer agterdogtig maak is hoe hierdie settlement tussen Transnet en Total bereik is en hoe dit bereik is. Ek meen, Total het ingekom op 'n sekere bedrag. Kom ons verduidelik net vinnig, so jy praat nou eintlik van die minderheidsvakbond wat wel geskik het. So is jy kwaad daaroor? Nee, ons is nie kwaad daaroor nie. Dit is hoe dit bereik is. Ek meen in enige salarisonderhandeling proses is daar openingsaanbod van die maatskappy af en daar's 'n openingsaanbod van die unies af of van Labour af. En wat ons baie snaaks vind is dat ongeag gedurende die hele proses, Total het op geen stadium hulle openings proposal verander nie. Dit het dieselfde gebly en snaaks genoeg is dit waarop die ooreenkoms geteken is tussen die minority union binne in Transnet en Transnet. So ons vind dit baie snaaks, ons vind dit baie uniek. Dit is nie iets wat alledaags gesien word nie en ons wonder daaroor. Maar vir ons is dit is hulle probleem. Hulle het geteken, ons is die majority union binne in Transnet en die ooreenkoms is nie bindend teen ons of ons members nie en ons hoop nog steeds dat ons 'n verhoging gaan kry vir ons mense wat nader is aan die mandaat wat ons gegee is en dan ook die verskriklike belangrike issue ten opsigte van die herstrukturering en die versekering van werksgeleenthede binne in Transnet sonder die verlies van werksgeleenthede. So wat is die mandaat wat julle lede vir julle gegee het? Die oorspronklike mandaat was 10%, maar ons verstaan dat gedurende 'n negotiation process of 'n onderhandelingsproses moet die partye beweeg. Ons het van 'n baie hoër persentasie af alreeds geskuif. En ongelukkig is ons nog nie naby genoeg om daai mandaat met confidence na ons members toe terug te vat en te sê, kyk, ons het ons bes te probeer en hierdie is die beste offer wat ons kan kry nie. En ons glo vas dat die huidige offer wat op die tafel is nie die beste offer wat Transnet kan gee nie. Ons het ons eie vermoedens rondom die mandaat en net om 'n voorbeeld te gee, in 2022, so binne in Transnet het jy twee, kom ons sê, werks units. Jy het die management gedeelte of die non-bargaining unit en dan het jy die bargaining unit. So jou non-bargaining unit is jou hoër level mense, so dis jou management en op, jou CEOs, jou CEs, jou CFOs en al daai mense, en dan jou bargaining unit wat die werkers op die grond is. So jy kan die wiskunde gaan doen, 'n CPI related increase op die non-bargaining unit, wat natuurlik op 'n baie hoër salaris is, versus die CPI related increase op die non-bargaining unit wat op 'n baie laer salarisskaal is. Daar's 'n baie groot verskil. 5% of 'n 6% of 'n 7% op 4 of 5 miljoen rand 'n jaar inkomste versus 'n persoon wat 300 000 rand 'n jaar verdien. Ek meen die 7% op 300 000 versus 7% op 4 of 5 miljoen rand is 'n geweldige verskil. En in 2022 het bestuur
dieselfde increase gekry as die bargaining unit. So, hulle het 'n 6% gekry, net soos bestuur. Bestuur het ook 'n 6% gekry. So, as verantwoordelike leiers glo ons dat daar moet iemand 'n sacrifice maak en sê, let's lead by example. Kom ons lei, wat se woord? By example, by voorbeeld. So wat is hierdie ding wat julle moet doen om vorentoe te gaan? Wel, dis moeilik om te sê. Maar ons glo dat daar wel 'n potensiaal is om 'n hoër persent verhoging vir die non-bargaining vir die bargaining unit employees te kry, as bestuur bereid is om 'n laer verhoging te vat as wat ons vir die hele bargaining unit kan gee. En natuurlik as dit gebeur, dan is die verbeterde offer op die bargaining unit self-funding. So met ander woorde, dit sal niks ekstra geld kos nie. So daar sal geen verdere increase byvoorbeeld wees op die salarisrekening nie. Al wat gebeur is, die mense wat baie geld kry elke jaar of elke maand, kry net 'n bietjie minder verhoging. En die mense wat op die grond met die bread and butter issues sukkel, kry 'n bietjie hoër verhoging en dit is self-funding. Dit is een van die moontlike oplossings. Ons weet dit gaan maar sleg met die ekonomie. Met ander woorde, wat is daar aan julle kant wat gedoen kan word om die saak te beredder? So ons is onder geen wanindrukke nie. Soos ek gesê het vroeër, ons is bereid om 'n offer te aanvaar wat ons members dink is aanvaarbaar, wat reasonable is. En ons hoop dat die Section 150 proses ons nader aan mekaar gaan bring, sodat ons dit kan settle ten opsigte van die belang van Transnet, ons werkers en natuurlik die ekonomie van Suid-Afrika. Jy het voorheen verwys na Eskom en julle is ook 'n staatsonderneming en ons weet voor die Sonderkommissie is daar baie gesê oor korrupsie in hierdie en in ander liggame. So daai korrupsie geld kon 'n verskil gemaak het aan julle looneise. Het julle die vertroue dat daar opgetree word om korrupsie uit te roei? Preek, ja, ons weet van die state capture saga en ja, van dit is geadresseer. Maar as mens kyk na al die SOEs, na al die state-owned enterprises, of dit nou PRASA is, en of dit nou Eskom is, en of dit Denel is, en of dit Transnet is, daar is nog steeds biljoene rande wat as irregular spending gerapporteer word. So ja, daar is miskien vordering gemaak, maar ons glo nie dat die probleem heeltemal opgelos is nie. Die irregular spending is biljoene rande nog steeds in al die SOEs. 'n Mens neem aan, julle besef dat deesdae om 'n werk te hê is 'n voorreg. Dis nie reg nie. Absoluut. En dit is wat ons wil beskerm. En dit is ook hoekom ons gesê het, kom ons kyk na selfs 'n langer termyn ooreenkoms, sodat ons daai stabiliteit kan establish binne in Transnet, sodat ons die entiteit kan omdraai. Soos ek dit verstaan, is een van jou hoofpunte dan dat daar nie afleggings moet wees nie en dat dit skriftelik gesê moet word. Daar mag nie geforseerde afleggings wees nie. So met ander woorde, jy kry verskillende maniere om 'n maatskappy te herstruktureer. Section 189 van die LRA maak voorsiening vir retrenchments en gewoonlik wanneer jy in 'n retrenchment proses ingaan, dan is dit in die company se hande om te besluit wie dank hulle af en wie nie, gebaseer op verskeie kriteria natuurlik. Wat ons sê is, ons wil nie geforseerde retrenchments hê nie. So indien daar herstrukturering moet plaasvind en daar is
'n need, 'n benodigdheid vir 'n vermindering van employees, dan moet dit op 'n voluntary basis gebeur. So daar moet geen proses available wees om mandatory retrenchments te doen nie. Want dan is dit uit die werknemer se hande uit en Transnet besluit wie gaan en wie bly. En ons kan dit nie aanvaar nie en ons ekonomie kan dit nie aanvaar nie. Die unemployment rate, soos wat ek gesê het, is hopeloos hoog. Ons kan nie enige verdere werksgeleenthede verloor nie en dis hoekom ons heeltemal gekant is teen enige mandatory forced retrenchments. Net so ietsie oor jouself. Is jy 'n werknemer van Transnet of werk jy vir die vakbond? Ek is 'n werknemer van UNTU, die United National Transport Union. Ek is omtrent nou so 2,5 jaar by die vakbond. Voordat ek die vakbond by die vakbond werk die werksgeleentheid gaan vaar het, was ek in die korporatiewe wêreld. So ek het verskeie poste geman, soos byvoorbeeld HR executive, group HR manager, training manager in verskeie verskillende posisies in verskeie industrieë, papier, staal, food manufacturing, beverages. So I've been around the block. So ek was 'n paar industrieë, 'n paar maatskappye. En ek het op die einde by die Unie geëindig. En dit is as gevolg van my passie wat ek het vir die man op die grond. Daai mense wat elke dag van hulle lewens moet sukkel om 'n bestaan te maak. Dis eintlik 'n vreemde ding om 'n wit Afrikaanse man te sien wat deel is van 'n vakbond. Is hulle heeltemal gelukkig met hierdie wit man wat hulle verteenwoordig? Ons unie is baie divers. So ons embrace omhels diversiteit. Ons EXCO, Executive Council, bestaan uit al die etnisiteite wat daar is. So ons het verteenwoordiging van die Indian community af, ons het verteenwoordiging van die African community af, ons het verteenwoordiging van die colored community af, ons het verteenwoordiging van die wit community af. So ons is baie diverse unie, ons embrace diversiteit en ons is glad nie polities geaffilieer nie. So waar ander unies 'n politiese affiliasie het, of dit MK is, EFF, ANC, ons is glad nie. Ons is apolities en ons is baie divers. We embrace and we love everybody. We believe in equal opportunities. So fantastiese plek om voor te werk en 'n fantastiese diverse membership en leierskap. En mense sou seker kon sê dat julle lang ure werk, dat dit moeilik is, spanningsvol, baie emosie. Ja, jy moet daarop jou tande hê partykeer. Dit is moeilik. Dit is baie moeilik as jy met hardkoppige employers moet deel wat hulle heels indik en weier om prakties oor goed te dink. Ja, en lang ure absoluut, is 'n 24/7 job. Daar's die tyd wat jy kan sê, okay, nou gaan ek relax nie. Om jou 'n voorbeeld te gee, in 2022 toe ons die salarisonderhandelinge gedoen het ons een dag, ons het 9:00 die oggend begin en ons het die volgende oggend 8:00 eers klaar gemaak. So ja, daar's die deernagwerk, daar's die naweke werk, daar's die sonnawerk, daar's die vakansiedae werk, daar's die lang naweke werk, maar as jy nie die passie het vir dit wat jy doen nie, sal jy dit nie maak nie. So jy moet die passie hê. Kobus, baie dankie, voorspoed met jou werk. Ons hoop julle kry 'n skikking. Alles van die beste, totsiens.
Dankie Fred en dit is 'n voorreg om u te ontmoet. Ek onthou jy was op TV toe ek 'n chokkertjie was. So ek onthou jou van jou TV dae af en dis vir my 'n voorreg om jou te ontmoet en baie dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer dit. Groot plesier.